Toe ek gister, eintlik eergister beginne om hierdie preek voor te berei was, ek vernaam om met hoe die Here vir my gesê het om dit te doen, was ek onseker geweest. Maar as daar nou een ding is wat my vanmôre seker gemaak het, is dit die koortjies wat ons gesing het. Want elke koortjie het gesê, vertrou op die Here, kyk na die Here, cast your burdens unto Jesus, He cares for you. Ek gaan vanmôre met u praat oor geloof. En ek dink dis die een ding in ons Christelike samelewing wat so bietjie, ons kry wonderlike lering op hoe om te bid. Wonderlike lering om hoe om die naam van die Here groot te maak, hoe om te prys, hoe om te aanbid, dis wonderlik. Maar die een area wat ek agterkom, waar daar so 'n bietjie van 'n terughou is geloof. Dit terwyl die Bybel sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n waarmaker van sy woord is. Geloof is belangrik. As ek iets van God wil ontvang, moet ek glo dat hy dit vir my wil doen. So ek het my preek vanmôre so bietjie anders te gedoen. Jy sal sien, eersins het ek nie slides nie. Want ek wil nie vir 'n oomblik hê jy moet sit en kyk vir die slide en wonder wat sê die woord. Ek gaan vir jou probeer verduidelik, maar vanmôre gaan ek nie die woord verduidelik. Ek gaan vir jou vanmôre sê, kyk wat sê die woord en glo. Neem in wat sê die woord en glo. Psalm 77 vers 14 King James Version sê, Thou art the God that does wonders. No, you have declared your strength among your people. U is die God wat wonders doen. En u het tussen u mense gekom en u het verklaar dat u is die God wat wel wonders doen. En toe gaan kyk ek in die Amplified, hy sê, You are the awesome God who works powerful wonders. You have demonstrated your power amongst the people. So as ek hierdie vers vat, en ek kyk hom van al twee kante af, sê die woord, U is 'n God wat wonders doen. U het dit vir ons gesê, en U het dit nie net gesê, U het dit gedemonstreer. U het nie net gesê, ek kan die onmoontlike vir jou doen, maar ek het reeds in die woorde en in jou daaglikse lewe gedemonstreer. Ek is die God wat die onmoontlike vir jou kan doen. Hoekom het hy dit gedoen? Sodat ek kan hoor. En as ek hoor en ek sien, dan word my geloof gebou, want dan wil ek weer hoor wat sê hy. En as ek weer hoor wat sê hy, hy declares dit, dan kom dit in my harte, en dan sien ek, hy doen dit weer, en as hy dit weer doen, word my geloof gebou. You are the awesome God who works powerful wonders. You have demonstrated your power amongst the people. En partykeer lyk dit net of die berg wat voor jou is net te groot is. Jy sien die ding waarmee die duiwel jou vang, hy sit 'n berg voor jou. En jy begin nie onmiddellik daaroor bid nie. En na 2 weke dan dink jy dink, as ek maar 2 weke terug begin bid het, dan was my probleem nou opgelos gewees. Of dan was die probleem, is baie wat smaal, so ek neem aan, dit gebeur in ons almal se lewens. Maar hy is die God
wat wonders doen. Hy is die God wat die son en die maan en die sterre, en ek gaan nou so 'n bietjie daarby stil staan. Ek wil so aangaan met 'n preek wat Reinie, jy sal dit seker nie eens kan onthou nie, jare terug gepreek het. Maar hy is ook die Here wat die see en alles wat daarin is gemaak is. En ons kyk daarna en ons sê, wow, ons God is groot. Ek gaan vanmôre probeer om jou te wys hoe groot. Probeer om jou te wys hoe groot is jou God en my God. Reinie het eendag gepreek oor die sterrehemel. Kan jy dit onthou, Reinie? Hoe groot is die sterrehemel? Want jy sien, hoe groter die sterrehemel is, groter is die God wat dit moes maak. En die Bybel sê, hy hou die hele heelal in die holte van sy hand. Maar hy is ook klein genoeg om in my hart te woon. Halleluja! Prys die naam van die Here. Nou ek gaan net vir jou 'n paar feite gee vanmôre. In die stryd wat partykeer probeer dit soos 'n berg wat voor jou lê, wil ek hê jy moet net soms opkyk hemel toe en kyk wat is in die hemel in. En ek gaan dit vanmôre vir jou gee. Halleluja. Wel, as jy hierso staan waar ons is vanmôre en jy sou links kyk, met al die tegnologie wat beskikbaar is in die wêreld, sal ons 28.5 biljoen ligjare ver kan kyk. Ons kan nie verder as dit kyk nie. En as jy reg sou kyk, sou jy gesien het, nog 28.5 biljoen. En as jy so opkyk, sou jy nog sien, nog 28.5 biljoen ligjare lê daai kant toe en onder toe. So jy is in die middel van biljoene en biljoene of biljoene ligjare wat om jou is. Dit klink goed, hè? Dit klink groot. Dis hoe ver dit is. Nou vanmôre vir julle sê ek het so 'n bietjie gaan kyk hierdie naweek. Halleluja. Jy kan 109 aardes, die aarde is groot, né? Ek probeer vir jou wys hoe groot is jou God. Jy kan 109 aardes binne in die son inpak. Dit klink awesome. 109 volle aardes kan jy binne in die son inpak, en die son is net hierso. Maar dan as jy aangaan en net aangaan met die skepping, die planete, en jy gaan net 'n bietjie aan waar die Here geskape het, dan kom jy by 'n planeet of 'n ster, dink ek dit is, hè, Scotty. Ja. Okay. Scotty is 1700 keer in diameter groter as die son. Met ander woorde, jy kan binne in Scotty inpak 5 miljoen aardes. Nee, 5 miljoen sonne kan jy binne in Scotty inpak. God made it. God het dit gemaak. Hy het daai groot planeet waar ons sonne in kan plat en aardes in, hy made it. En dan kom ek en jy en ons sê, Here, ek het nodig om 'n verhoging te kry, maar ek weet nie of U dit sal kan doen nie. Dink daaraan. En dit is net in ons sonnestelsel, mense. Die Bybel sê, nie die Bybel nie, wetenskap sê, daar is nog om en by 200 miljoen ander sonnestelsels. En dieselfde gebeur in daai sonnestelsel. Dis die God wat jy gemaak het, wat jou gemaak het. Dis die God wat jy noem Vader.
Dis die God wat sê, en vra en vir jou sal gegee word. Dis die God wat sê, roep my aan in die dag van benoudhede en ek sal jou uitred. Hierdie God wat hierdie dinge maak en dit daar in die aarde, daar in die ruimte laat hang op niks. Hoe groot is God? Hoe groot is sy mag en sy krag? Hoe klein, ewe skielike, is jou probleem? Hoe klein, ewe skielike, is my behoefte teenoor dit wat God kan doen? En dan sê die Bybel, hy sê, hy, Christus Jesus, hou alles in stand. Think about it. Hy was op die kruis gekruisig. Nothing collapsed. Hy het die hele heelal steeds in stand gehou. En partykeer dink jy, jou krisis is groot. En alles gaan in mekaar in sakke, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat die Here is in beheer van jou lewe. As jy hom vertroue, gaan hy vir jou 'n wonderwerk doen. Halleluja! Glo jy dit? Amen. Halleluja! Prys die naam van die Here. Die Bybel sê, hy was voor alle dinge. En hy is steeds vanmôre. Die Alfa en die Omega en die begin en die einde en die koning van konings en die Here van heres en die almagtige ewig lewende God wat is en wat was en wat sal wees tot in ewigheid. En al wat ek vanmôre wil probeer doen, ek wil net jou geloof so bietjie oplig. Want as ek dit vanmôre kan regkry, dat jou geloof net so bietjie gelig word, gaan jy die Here vra, en hy gaan antwoord, en jy gaan sien dat hy het gehoor, en jy gaan weer vra, en hy gaan weer antwoord. Halleluja, prys die naam van die Here. Halleluja, prys die Here. En na alles wat hy is, sê hy vanmôre, Pastoor Pridon, vra net. Vra net. Sê hy, Karen, I'm your daddy. Vra net. Sê hy vanmôre, broer De Tooy, ek is die Alfa en die Omega, ek is die God wat wonders doen. Vra net. Here, ek is in die moeilikheid, ek het die hand nodig. Vra net. Dis al. Here, my lewe is in verwarring. By my werk voel dit of alles in verwarring gegaan het. Ouens staan teen my op. Hulle sit in vergaderings, hulle maak planne om my hier uit te kry. Hulle maak planne. En ek weet, ek praat vanmôre met iemand. Maak planne om my lewe by hierdie maatskappy so moeilik as moontlik te maak. Wel, ek wil net vir jou herinner. Kan jy onthou die keer? Kan jy onthou die keer toe die Here hulle tonge verwar het? Dat die een nie meer geweet het wat sê die ander ene nie? Tale verwar het. Hulle dog hulle maak planne teen God, toe maak hulle planne teen hulle self en hulle weet dit nie eens nie.
En vanmôre mag hulle sit en planne maak. Maar ek wil jou sê, omdat jy 'n God dien wat die onmoontlike kan doen, wil ek vanmôre vir u sê, weet hulle nie eens, hulle is besig om planne teen hulle self te maak vanmôre. Verwarring kom in daai ding in. Dit het al met my gebeur, ek het dit in hierdie kerk al vertel. Waar vroeër jare van die ouens planne gemaak het. Planne dat ek sou uit die maatskappy uit wees. En hulle moet so huppel rondgeloop. Hulle, jy weet, I've got him. Hulle het moet so huppel rondgeloop. 2 weke daarna, toe kry ek bevordering. Toe is ek hulle almal se baas. Dis die Here wat in beheer is. Dis die Here wat die onmoontlike kan doen. Jy voel dit miskien nie, jy weet dit nie, maar ek vir jou sê, die Here kan dit vanmôre vir jou doen. Halleluja. En jy voel miskien die vyand is besig en sy trawante is besig om teen jou op te trek. Omstandighede is besig om teen jou op te trek. Maar ek wil vir jou sê, onthou 'n bietjie in Genesis 7. Jy kan onthou die Rooi See. Ek praat van die wonders wat God doen om jou en my uit ons situasies uit te haal. Die Rooi See het geopen. 'n Groot weermag was op pad. Halleluja. Maar die volk van die Here het droëvoets deurgetrek. En die Here sê vanmôre, as jy my vertroue, trek jy droëvoetse deur jou probleem. Wel, ek wil vir julle sê, ek het ook 'n televisie by die huis en ek het ook al gehoor dat van die programme sê, nee, ons het die plek gekry waar die volk deurgetrek het. Ria, net soveel water. Daai tyd van die jaar is daar net soveel water. Dit is nie 'n wonderwerke dat hulle almal deurgetrek het nie. Wel, dan is die wonderwerk nog groter. Want 'n hele weermag van geoefende manse met hulle perde, met hulle strydwaans het dan verdrink in soveel water. Halleluja. Prys die Here. Woe! Ek wil vir julle sê, die Here kan wonders doen. Jy dink dit is onmoontlik. Jy dink dit lyk te moeilik. Jy dink dit lyk te groot. Maar as jy jou oë uitvee, het die Here klaar 'n wonderwerk vir jou gedoen. Prys sy naam. En ek wil vir jou sê, ek sê dit weer vanmôre, as die Here vir jou 'n wonderwerk doen, nadat jy gebid het, en hy doen 'n wonderwerke, dan word jou geloof versterk. Halleluja. En dan wil jy weer vra, want dit word weer 'n wonderwerke, en jy wil weer vra, want dit word weer 'n wonderwerk. Halleluja. Ja, maar John, as jy weet hoe hulle teen my optrek. Hulle is soos 'n klomp leeu's. Pardon, hulle is soos 'n klomp leeu's teen my. Hulle grom. En hulle wil my opeet. Want ek wil vir jou herinner wat het gebeur met Daniël in die leeukuil. Hy was binne in die leeukuil. Hy was by hongerleeu's gewees. Die leeu's het net geruik aan hom. Hulle het nie aan hom geraak, want God het gesê, you don't touch. En dis wat hy vanmôre met jou lewe doen. Jy kan voel, omstandighede is net te groot, is net te diepe, maar ek wil vanmôre vir jou sê, al voel dit vir jou of die leeu's om jou is, die Here het gesê, you don't touch. Yes, geef vir die Here aan die kant. You don't touch. Dis hoekom dit maklik is om jou bors uit te ruk en deur omstandighede te stap, want jy weet dat die woord sê, groter is hy wat in my is, dan hy wat in die wêreld is. Halleluja. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Die Here doen wonders. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Want John, as jy maar in my huis was,
En jy weet hoe te min is daar. En jy weet elke maaltyd moet ek krap hier en ek moet krap daar. Want ek wil jou net gou herinner, die vermeerdering van die brode. Ek moet dit vanmôre sê. Ek sê altyd hierdie ding, want die woord sê, 'n goeie maat ingedruk, ingeskit, en tot oorlopends toe vol. En eendag toe sê 'n oom vir my, ek glo nie regtig daai ding van oorlopends toe vol nie. En gister toe lees ek die Bybel, toe sien ek, daar is 'n oorlopends toe vol. Pastor, wat daar gebeur het? 5 brode, 2 visse. En hulle het almal gevoer. En almal het geëet totdat hulle trommel dik is. En toe hulle klaar is en nie meer nodig het nie. Toe sê die Here, kry die bakke en gemaak het bymekaar. 12 bakke, meer as genoeg. Dis wat God vir jou wil. But you need to trust him. Jy het nodig, dit is nie 'n gevoel wat oor jou kom. Jy gaan net in jou binnekamer en sê, God, I just want to tell you, I'm trusting you. Dis eintlik baie maklik. Vermeerder. Dan het dit nie net 1 keer gebeur nie. Dit het 2 keer gebeur. Dit is so asof jy weet die ding wat die naaste aan jou is die moeilikste om, as jou maag grom, is dit die moeilikste om te glo, my brother. Ek kan onthou baie jare terug toe, Rick Godwin, wie weet van hom hierso? Rick Godwin vlieg af Suid-Afrika toe, Ray McCauley se ma of pa is baie siek, hy loop by die hospitaal in, hulle was goeie vriende, en hy sê vir Ray McCauley vertel dit op sy preek, hy sê, jy gaan sit, drink 'n koppie koffie. Hierdie is te naby aan jou. I'm going to trust God. I'm going to trust God. It's not close to me. I'm going to trust God. Nou wil ek vanmôre vir jou sê, as jy honger het, dit is naby aan jou, en jy kyk na jou beursie, dit is naby aan jou, en jy kyk na jou salarisse, dis naby aan jou, en as jy dan nodig het om God te vertroue, want my kar het nou net gebreke, en ek het R10,000 nodig, dis moeilik dan. En dit is so asof God hierdie ding 2 keer laat gebeur, die vermeerdering van die brode, net om te sê, ek wil net vir jou wys, nie net 1 keer, maar 2 keer gaan ek dit doen, 2 keer gaan ek dit doen, dat dit by jou kan ingedryf word, I will supply all your needs. Halleluja. Hy sal dit doen. Hy sal dit doen. En die Bybel gee vir ons, vandag as jy nie die stem van die Here hoor nie, is dit definitief nie God se skuld nie. Ek wil vir jou sê, dan is jy te min in die woord in. En nommer 2, as jy nie die wonderwerke van die Here sien nie. Ek kan onthou as 'n jong laaitie, lees ek die Bybel. En ek sê vir myself, wat is verkeerd met hierdie klomp Israeliete? Het hulle nie oor en oor en oor en oor en oor gesien hoe God wonderwerke doen nie? Toe bou geloof in my hart natuurlik, hè? Het hulle dit nie gesien nie? Wat's fout met hulle? En ek het hierdie ook gesê, maar ek weet was dom geweest. As ek daar was, sou ek gesê, Here, gee my 'n swart. Die res kan. Because faith is now in my heart. Geloof is nou in my hart. Geloof maak dat jy die Here vertrou vir dit wat andersins onmoontlik is. Geloof maak dat jy die Here vertrou vir haar die siek liggaam van jou of jou kind of jou ma of jou pa. Jy onthou,
Die melaatse moes afloop by die straat en moes sê, moenie naby my kom nie. Ek is onrein, onrein. Dis wat gebeur het. En toe Jesus op die toneel kom, toe sê hy nie, jy daar ver, word gesond. Die Bybel sê, hy loop na hom toe, hy lê sy hand op hom. En hy sê, wees genees. Daar is, ek wil vertel met genesing, ek glo werklik God genees. Want as jy die Bybel oopmaak, van Matteus, tot na die boeke van Paulus, al wat jy sien, God maak gesond. Die Here maak gesond. Die Here maak gesond. Hy maak vandag gesond. Hy maak vandag 'n paar mense gesond. Hy sê dit is my wil, word gesond. En hier sit die volk in die middel van 'n woestyn. Geen Felix, weet julle wat Felix? As jy weet wie Felix is, steek op jou hand. Ok, laat ek dit gou pand. Op Seer Swart is daar 'n takeaway met die naam Felix. Die beste wegneemete. Okay. Maar hulle is in die woestyn, daar is nie 'n Felix naby nie. Hulle is honger. Here, wat gaan U doen? Ons het nie om te drink. Ons het nie om te eet nie. Die Here sê, slaan die rots. Nou ek weet die rots is 'n beeld van Christus Jesus. Maar ook is die rots die hardste ding wat jy kry. Dit kon opgeborrel uit die sand uit. Hy sê, slaan die rots en die rots maak oop en gee genoeg water vir die hele volk om te drink. Think about it. Ja, maar Here, ons is nog honger ook. Laat manna val uit die hemel. Gaan elke môre, jy hoef nie eens te werk daarvoor nie. Gaan tel net op. Dit alles wat jy in daai dag kan klaar eet. Gaan kry. Sien jy hoe die Here met sy volk werk? Sien jy dat die Here is 'n God van liefde? Hy's 'n God van groot genade en van barmhartigheid. Hy is 'n God wat sê, roep en ek sal antwoord. Hy is 'n God, sy liefde is die grootste wonderwerk ooit. Dat ek en jy onverdiend sy liefde en sy redding ontvang. En dat ons vanmôre kan sê, ek is 'n kind van God. Wie is hier 'n kind van God? Wie bold? Jy is 'n kind van God. Ek vertel hierdie altyd baie keer in my preke en ek sien nou van die ander ouens doen dit ook. Hulle vat my storie, broer. Maar my storie is die waarheid, né? As my kind by my huis instap, daar's een ding in my yskas wat myne is. Coke Zero. Maar as my kind by my huis instap, het hy nie nodig om te sê, pa, kan ek kyk wat is in die yskas nie. Hy kan die brood uithaal, hy kan vir hom so dik brood sny, hy kan vir hom stuk ham daarop sit, hy kan boop dit, kan hy vir hom mosterd of wat ook al sit, hy het nie eens nodig om te sê dankie nie, want is my kind, hy mag dit doen. En hy mag na my yskas toe gaan, en as hy my Coke Zero vat, sal ek nie 'n woord sê nie. Why? He's my child. You are God's child. Dink jy vir 'n oomblik, hy weet nie wat jy nodig het nie? Dink jy vir 'n oomblik, daar is iets wat hy nie vir jou kan voorsien nie?
Jy het net nodig om jou kop reg te kry. Sê, Here, ek gaan begin glo. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hoe word geloof gebou? Ek begin dit spreek. Jy kan miskien voel, ek het nie genoeg nie, maar jy begin bely. Ek het oorvloed deur Christus Jesus. En dan gaan jou vlees vir jou sê, why? Dan sê jy, want die woord sê so. Ek het meer as genoeg. En dan gaan jou vlees vir jou sê, why? Jy is nie so goeie ouetjie as wat jy dink is nie. Dan kan jy antwoord en sê, want die woord sê so. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste is, sal vernag in die skade wee van die Almagtige. Why? Why? Van die woord sê. Ek is sy kind. Ek behoort aan hom. Ek kan hom vertroue vir die grootste wonderwerk ooit in my lewe in. Ek kan hom vertroue vir geluk in my lewe. Ek kan hom vertroue vir vreugde, volle harte in my lewe. Ek kan. Dink jy een oomblik, laat ek dit aan die ander kant vra, wie het kinders hierso? Ok, laat ek dit so vra, wie het kinders waarvoor jy lief is? Almal van ons. Verlustig dit jou hart, maak dit jou bly. Moenie jou, nee, nog nie sê yes. Maak dit jou bly. Dat jy voel jy kan juig en jubel. Pardon, as dit moeilik gaan met jou kinders. As groot probleme voor hulle lê, maak dit jou bly. Wie van julle hierso, moenie opstaan, ek sê al klaar. Wie van julle hierso juig en dans en jubel, want jou kind het sy werk verloor en dit gaan so swaar by die werk? Niemand. Dan sê die Bybel, as ek wat 'n slegte vader is, weet hoe om goeie dinge oor my kinders te wil bringe, hoeveel te meer nie my hemelse Vader. Hy kyk vir jou. En as hy vir jou kyk, dan sê hy, my geliefde kind. Jy weet die Bybel sê, nog voor jy vra, antwoord hy. Jy moet net begin dink, wat gaan jy hom vra? En as jy begin dink wat jy hom gaan vra, halleluja, dan begin die wonderwerke gebeur, want dan begin dit uit jou mond uitborrel. Hy is 'n wonderwerkende Here. Halleluja. Glo jy dit? En baie keer gebeur dingetjies om ons wat ons die besembos begin het brand. Die man van God het daai dag geweet, iets is besig om hier te gebeur. Ek en jy sal baie keer 'n verskoning kry. Hierdie sonstraal het so deur 'n bottel geskyn en maar begin sien dat die Here doen wonders om jou. Begin soek. Ek jou vertel, as jy begin soek vir die wonders om jou, sal jy sien, jy sal nooit kan glo wat God alles vir jou doen in jou omstandighede nie. Ek gaan redelik, vir die wat nou wonder, maar my maag is besig om te gaan. Okay, want ek oefen nou weer hard in die gym in. Maar nou, kom ek by die gym en brother, ek oefen, en die ouens kyk na my en hulle kyk my na hulle, jy weet soos die dingetjies. Vrydag, nee, donderdag, toe trek ek 'n T-shirt aan met 'n kruis voorop, wat sê, forgiven. En ek het gesien die ouens kyk bietjie meer na my kant toe. En Vrydag toe trek ek een aan wat sê John 3:16. His only son. Hulle kon dit nie meer vat nie.
Hulle kon dit nie meer vat nie. Hulle het na my toe geloop en vir my gesê, 'n wonderlike getuienis wat jy op jou bors dra. Wat probeer ek vir u sê? Die wêreld wil reageer. Die wêreld wil hoor wat jy te sê het. Die wêreld wil sien wat jy te sê het. En hulle wil net iets, 'n koppeling maak om te voel dat hulle koppel met God. En die Here wil dit vir jou doen. Het jy vanmôre nodig om te sê, John, ek staan binne in 'n leeukuil? Gaan jy vir my vanmôre sê, John, ek voel alleen op die pad, en dit voel net of niks gebeur, maar ek onthou nou dat die Here het 'n wolkkolom en 'n vuurkolom gegee om sy volk te lei, in die aand hitte te bring en die dag koelte te bring. Waar is jou situasie? Hoe voel jy vanmôre? Hoe is jou omstandighede vanmôre? Almal hulle maak planne teenoor my. Don't worry about it. Dit het gebeur by die toring van Babel. Don't worry. Maar as ek omkyk, dan lyk dit of die vyand my jaag. Don't worry about it. Dit het gebeur by die Rooi See. En almal het deurgetrek. En God het die vyand uitgewis. Ja, maar dit voel of ek geboei is. Don't worry about it. Hy maak jou vry. Hy laat elke band breek. Ja, maar partykeer voel ek so ver van die Here. Al wat hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Jy gee 1 tree en hy gee 7 trees. Hy kan en hy wil. Kom ons staan. Musiek kom toe asseblief. Halleluja. Ek wil vanmôre hê jy moet konsentreer op die wonders wat die Here gedoen het. Die woord is vol van dit, gaan lees maar net 'n bietjie. En dan sit jy jouself in een van daai omstandighede en sê, Here, U het dit vir hulle gedoen. Ek dank U dat U doen dit vir my. Hulle was nie eens gekoop met die bloed van Jesus nie. Ek is gekoop met die bloed van Jesus. Hulle het nie 'n verlosser op die kruis gehad nie. Ek het 'n verlosser op die kruis gehad. En ek wil hierdie nie vanmôre uittrek na 'n dramatiese storie. Ek wil net sê vanmôre waar jy is, in jou omstandighede. Identifiseer jou omstandighede. Sê net, Here, ek kyk vanmôre, U het hierdie wonders in die woord laat gebeur. Ek sien as mense wat ernstig is met die Here. Here, U het hierdie wonders vir my laat, het U in die woord gewys wat U wil my vanmôre by die handgryper uithaal. Ja, maar John, as jy net na my hande kyk, sal jy sien hoe die boeie vasgedruk is. My hande word skoon blou. Ja, hy sê in sy woord, elke band sal hy laat afgly. Elke ketting sal hy laat afgly. As jy vanmôre 'n wonderwerk van die Here nodig het, as jy vanmôre 'n redder in jou omstandighede, why do you want to walk around with your problems? Ek kan dit nooit verstaan. Ek dra my probleem, my rug is af van my probleme. Al wat ek hoef te doen is om my las vir hom te gee. Hoekom wil jy die juk dra? Hoekom wil jy die las dra? Kyk net vanmôre na hom en sê, Here, U het gesê. Onthou die eerste 2 verse, He declared,
En toe het hy gedoen. Hoekom? Sodat ons kan weet, hy doen. So ek kan vanmôre na hom toe kom en sê, Here, I declare, you are my helper. Why? Because you have said it. And if you have said it, you will do it. Therefore I believe it and receive it. Terwyl elke oog gesluit is, ons gaan nou by die nagmaal sit, as die broers sal begin om gereed te maak. As jy vanmôre wil sê, John, ek glo en ek wil glo en ek gaan glo, God kan. Dan wil ek net vanmôre vir jou hierdie paar versies lees. Psalm 91 vers 41 sê hy, die Here dek my met sy vlerke. En onder sy vleuels sal ek skuil. En 'n ander psalm sê hy, 1000 mag val aan my regterhand en 10,000 langs my. Maar na my sal dit nie aankom nie. Psalm 91 sê ook, geen onheil sal my tref en geen plaag. Ek lees vir jou die beloftes, the declarations that was made, sal naby my kom nie. God gee sy engele bevel aangaande my, om my te beskerm op al my weë. God verslaan elke vyand wat teen my opstaan. Daarom kan ek vanmôre verklaar, ek het nie 'n gees van vrees nie, maar liefde, krag en selfbeheersing. Ek is nie bang of ontsteld nie, want ek besit die vrede van die Here. Verklaar dit in jou lewe. Halleluja. Ek sal nie sterwe, maar ek sal lewe. Om die goedheid van die Here te verkondig. Ek verlustig my in die Here en ontvang die begeertes van my hart. Staan net gou-gou so, dink gou-gou aan 3 begeertes wat jy het. 3. Vandag. As jy dit het, lig op jou hand. Ek gaan jou nie vra om dit vir my te sê nie, maar lig net op jou hand. Hier sê hy, ek verlustig my in die Here, en omdat ek my in die Here verlustig, ontvang ek die begeertes van my hart. Soos my seun sou sê, easy peasy. Dis nie so moeilik nie. Ek doen net wat sy woord sê. Ek verlustig my in die Here. Here, dankie vir wat U vir my gedoen het. Dankie vir wat U vir my gaan doen. Dankie vir daai deur wat oop is. Ek het 'n dankbare hart. Ek verlustig my in die Here. Dan sê die Here, bring meer van sy begeertes. Giet dit op hom uit. Goeie maat, ingedruk, ingeskit en tot oorlopends toe vol. Vader, ons dankie dat U vanmôre elke hart en elke lewe sien. Ons sien net baie keer mense wat op banke sit. U sien wat binne in die hart aangaan. En vanmôre sien U die hart wat sê, ek wil die Here vertrou. I'm going to put my faith out there. I'm going to believe God. Daarom, Here, sê ek dankie vir 'n wonderwerk wat nou in lewens gebeur. Nou in Jesus se naam.
Nou in Jesus se naam. Dankie daarvoor, Here. Amen en amen. Sal die broers met my help?